Weereens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo en vertrou dat dit baie goed gaan met u en dat die woord van die Here steeds vir u van kardinale belang is. Nou ek gesels andermaal weer oor die eindtyd gebeure, die eskatologie, en vandag die belangrike vraag in hierdie video. Wat gebeur na 'n sogenaamde pre-tribulation rapture? Wat gaan gebeur as die wegraping vandag plaasvind? En ons gaan vandag luister na Raymond Lombard en Marco en hulle weergawe oor wat gebeur na die wegraping van die kerk. En dis natuurlik 'n pre-trib rapture. En ons gaan vandag hoor wat hulle te sê het. En al hierdie goed kom uit die boeke van die Left Behind reeks uit. En nou ja, ons is in 2026 en wat 'n jaar wat voorlê. Maar vir die pre-trib gelowiges moes die wegraping al plaasgevind het en daar is goeie rede hoekom dit nie plaasgevind het nie. Want Jesus het gesê, dit gaan plaasvind na die groot verdrukking. En hulle wag vir 'n wegraping elke jaar. Die laaste paar dekades voorspel al die wegrapings moet plaasvind. Dit het nie plaasgevind nie, dit gaan nie plaasvind tot na die groot verdrukking nie. Ek gaan vir julle 'n paar videoklips speel. Ons gaan alles beoordeel in die lig van die skrif. So kom ons spring dadelik weg. Ek gaan sommer dadelik kyk na die tydlyn van die pre-trib rapture kamp. Hulle glo natuurlik die wegraping gaan plaasvind voor die 7 jaar periode, dit is natuurlik hier, en sodra dit plaasgevind het, gaan die groot verdrukking 7 jaar aanbreek en dit is die wraak van God wat gaan plaasvind. Hulle noem dit die 7 jaar groot verdrukking, maar die woord van die Here leer totaal iets anderster. Daar is 'n 7 jaar periode, daar kom 'n groot verdrukking en daar kom die wraak van God. Maar dit is nie alles in 7 jaar tegelijkertyd nie. Die Here doen dit in fases en ons gaan vandag na daardie skets kyk net nou. Nou goed, vir die pre-trib leraars is die 7 jaar die wraak van God en is dit al wat die wraak terughou is die wegraping van die kerk wat natuurlik pre-trib is en soos ek reeds gesê het, dit kom uit die boeke van die Left Behind reeks. Nou hulle sê after the rapture God's wrath begins. Dit is nie wat die skrif leer nie. Ons gaan kyk na die volgende skets en die viewpoints van die mense wat glo aan die wegraping van die kerk. Dit lyk so, ons gaan kyk na die pre-trib rapture. Hulle glo dis 'n tydperk van 7 jaar vir God se wraak. Jy kan dit duidelik daar sien. En dat die wraak dan natuurlik en die groot verdrukking tegelijkertyd gaan plaasvind. Die mid-trib glo anders, die post-trib glo anders en die pre-trib glo anders. Maar ons moet gaan kyk watter weergawe is regtig korrek. En ek gaan nie vandag daaroor praat nie, maar ek hou vas aan die pre-ref gedagte, want die wraak van Satan begin hier in die middel van die 7 jaar. Dit word egter verkort en dan sal die wraak van God 'n aanvang neem. Maar hierdie gedagte van die pre-trib rapture wat plaasvind en die chaos wat gaan plaasvind en die oordeele het natuurlik sy oorsprong in die Left Behind reeks. Nou ja, dit is die skrywers Jerry Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins. Hulle het hierdie boeke geskryf en dit was 'n hele reeks wat groot populariteit aan die dag gelê het, baie verkope gehad. Daar was miljoene kopieë verkoop en dit het groot aftrek gekry by die mense. En vandag hou mense vas aan hierdie gedagte dat daar 'n Left Behind gaan wees na die pre-trib rapture en dat vliegtuie gaan val en daar gaan chaos wees, maar dit kom nie in die Bybel voor nie. Dit staan nie daar geskrywe nie. Ons weet baie goed. Kom ons gaan kyk wat het Jesus geleer. En nou gaan ons kyk na die Matteus 24 skrifgedeeltes wat natuurlik tesame gaan met Openbaring 6 vers 1 tot 17. Jy moet onthou, Jesus het op die Olyfberg gaan sit, die disippels het van hom toe gekom en gesê, Here, wat is die teken van u koms en wat is die volëinding van die wêreld? En as jy gaan kyk wat Jesus nou vir hulle geleer het, hy het vir hulle gesê, daar sal valse Christusse kom. Jesus praat van die laaste 7 jaar periode. Natuurlik het die covenant plaasgevind, die verbondsluiting moes plaasvind volgens Daniël 9:27, maar dan sê Jesus gaan dit plaasvind. Daar gaan oorloë wees en gerugte van oorloë. Daar gaan dood, hongersnood, pestsiektes, aardbewings en so meer wees. En dan sê Jesus sal hulle hier aan verdrukking oorgee. In die middel van die 7 jaar
sal die groot verdrukking 'n aanvang neem en dit word verkort by vers 22. Praat dit van die verkorte groot verdrukking terwille van die uitverkorenes en Jesus sê vir sy disippels, die teken waarvoor hulle gevra het, hy sê, dan sal die teken in die hemelruim verskyn. Wanneer? As die son swart word en die maan soos bloed, daardie kosmiese tekens is 'n aanduiding dat Jesus kom in groot krag en heerlikheid. Dan sal die harpazo plaasvind en dan sal die wraak van God begin. Nou dit is in korte wat Jesus geleer het oor die laaste 7 jaar. Hy het nie gesê daar is 7 jaar van groot verdrukking en 7 jaar van wraakoordele nie. Jesus het dit nêrens geleer nie. Maar hierdie mense leer dit en hulle hou vas daaraan. Goed, wat gaan gebeur na die sogenaamde preterbeleid en rapture? Nou ja, u weet natuurlik, ek gaan vir die skets nou wys van Christie, en sy is iemand wat 'n groot voorstander, sy noem haarself 'n profetes, en hoor wat het sy te sê. Sy sê dat Jesus vir haar gesê het, en ek net vir die wys, Jesus het vir haar gesê, na die pre-trib rapture, onthou sy's 'n pre-tripper, dat daar 'n nuclear stryd gaan wees after the rapture. Absoluut, Jesus het dit nie vir haar geleer nie. Nie na 'n pre-trib rapture nie, maar dit kan wel plaasvind by die tweede seël. Dis natuurlik die rooi perd. Daar's 'n groot moontlikheid dat die derde wêreldoorlog of 'n nuclear oorlog kan plaasvind by die oopmaak van die tweede seël natuurlik. En dit is waar baie mense hulle lewens gaan verloor. Maar dit is wat sy leer. Sy sê Jesus het vir gewys na die pre-trib rapture 'n nuclear stryd, wat nie die geval is nie. Kom ons gaan luister na die eerste videoklip van Raymond Lombard en Marco, waar hulle dan praat van wat na die wegraping dadelik gebeur, en u gaan hoor dat die pastoor gaan sy foon antwoord, en wat is hy sy foon, wat maak hy dan nie? Kom ons gaan luister. Vandag, ons sal praat van die wêreld na die wegraping. So, eindag. Jy wil nie daai oggend wakker word nie. Jy weet die grootste probleem gaan wees vir mense wat dink hulle saak is met die Here reg, maar dit was nie reg nie. En hulle word die volgende oggend wakker en hulle vind uit by die wegraping plaasgevind en hy bel sy predikant en sy dominee of sy pastoor en hy antwoord die foon. Wat doen jy nog hier, dominee? Wat doen jy hier, pastoor? Het ek en jy agtergebly? Ja, jy sien, dit is die manier hoe hierdie mense praat. Baie komies daaroor en grappenderwys. En dan praat hulle van wat gebeur na die wegraping, na die pre-trib rapture, wat gaan gebeur. En as jy dan die volgende oggend nou wakker word en jy bel jou pastoor en hy antwoord die foon, en dan word daar gelag, dit is nou baie snaaks. Maar weet jy dat daar gaan nie 'n pre-trib rapture wees nie? Dit gaan nie plaasvind nie. Ons almal gaan nie wees, medegelowiges, ons gaan almal nie wees tot na die groot verdrukking, tot Jesus gaan terugkom by die wederkoms. Maar hierdie mense hanteer hierdie ding so ligtelik en dink dat, wat maak die pastoor dan nou? Hy was dan gered, hoekom is hy nie weggeraap nie? Maar kom ons gaan kyk na die volgende videoklip, waaroor hulle praat natuurlik ook oor wat gebeur na die wegraping, die chaos wat gaan kom en so meer. Kom ons gaan kyk. Ek dink persoonlik, Marco, ek wil net eers iets sê. Die wêreld gaan nie net die dag na die wegraping nie, die oomblik van die wegraping gaan die wêreld, die aarde in totale chaos gedompel wees. That moment. Hoekom? Dink aan die vlieëniers van vliegtuie wat wedergebore Christen is. Die pilot is weg. Ja. Dink aan die treine. As iemand hier daai dead man's handle vashou op die trein, jy sit op 'n trein en daai trein bly hardloop. Jy sit in 'n bus en die bestuurder is 'n kind van die Here, hy's weg. Jy's op 'n snelweg, jy's op die N1 of die N2. Of jy's iewers in Amerika op one of our interstates, of jy's in 'n voertuig en jy's 'n passasier en die bestuurder is weg. Of jy's in 'n bewegende kan jy maar net dink ekonomies
Kan jy dink aan die absolute, totale chaos en hoeveel mense gaan sterf op die aarde? Kan jy dink, wie gaan vir Israel bystaan? Weet, in Amerika is uit die meer as 300 miljoen mense, sê hulle, meer as 100 miljoen, 1/3 van Amerika is Christene. As dit sou waar wees, beteken dit 100 miljoen Christene is weg uit Amerika. Wie gaan vir Israel help teen die antichrist? Ek bedoel, hulle gaan nie kom help, want almal wat agtergebly het is sondaars. Nou ja, the moment after the rapture, en kyk wat sê Raymond Lombard, daar gaan chaos wees, na die wegraping, vliegtuie wat gaan val, treine, busse, voertuie wat gaan bots, en miljoene mense gaan sterf. Dink jy regtig dat die mense gaan sterf as gevolg van 'n preterbeluisende rapture? Die woord is tog mos duidelik, die 4 seels van die eerste 3,5 jaar, gaan daardie oorsaak wees van sterftes van biljoene mense, baie mense. En natuurlik, nou glo hy, wie gaan die Israel dan help as en teen die antichrist, as al hierdie miljoene Christene weg is? Dink jy regtig dat die Christene gaan vir Israel help as die antichrist beheer oorgeneem het oor die wêreld? Dink jy regtig dis wat gaan gebeur? Niemand gaan vir Israel help nie. Almal gaan hulle rug op Israel draai, en dan gaan Israel vlug. Israel gaan vlug, hulle gaan vlug na die woestyn, waarskynlik Petra. Maar hierdie mense glo absoluut dat die preterrapture is die sleutel tot chaos in hierdie wêreld, en dis nie die geval nie. Jesus het gesê wat die chaos gaan veroorsaak. Hy het gepraat van die eerste 4 perde wat gaan hardloop in Matteus 24 vers 3 tot 8 en Openbaring 6 vers 1 tot 8. Gaan lees dit vir jouself, dit is wat die oorsaak gaan wees. Nou goed, Jesus gaan terugkeer, imminent sê hulle, dit gaan plaasvind in 'n oogwink, ons gaan dit nie eens sien nie, ons gaan absoluut net weet ons is weggevat en dan gaan miljoene mense verdwyn. Maar wat gebeur nou na dit? Kan u sien die prentjie wat u hier sien? Dit is absoluut skrikwekkend. En hierdie goed kom uit die Left Behind reeks uit. Dit kom nie die Bybel uit nie. Die Bybel sê nêrens na 'n preterrapture gaan hierdie goed plaasvind nie. Maar my belangrike vraag, dis asof God nie meer omgee vir die wat agtergebly het nie. As daar 'n preterrapture sou wees, wat nie daar is nie, dink jy regtig dat die Here, die mense wat dus agterbly, wat nog gered sou word, ewe skielik sterf, hulle het nie geleentheid gehad om hulle te bekeer nie? Dink jy regtig dis hoe God se hart werk? Nee, die Here het nie gepraat van 'n preterrapture nie. En daar gaan ook nie sulke chaos wees as daar 'n preterrapture sou wees nie. Hulle glo dit, maar dis nie wat die Bybel leer nie. Ons weet natuurlik dat die eerste 3,5 jaar baie rustig gaan begin, met 'n covenant wat gesluit gaan word, en dan sal die seels een vir een oopmaak. En dit sal die chaos oor die wêreld veroorsaak. Nie die preterrapture nie. Nou is die genade tydperk van God dan verby, so sê die preterleraars. Hulle sê die kerkdispensasie is verby, en jy gaan nie 'n kans hê om gered te word nie, dan is dit verby. Jy gaan nie deel van die bruid wees nie, en hulle leer al hierdie goed uit die Left Behind reeks. Nou kom ons gaan kyk na so 'n paar sketse. Hier kan jy duidelik sien, die vliegtuie wat val. Dink jy vir een oomblik, as daar 'n geredde persoon, 'n loods is in die vliegtuig, en sy medeloods natuurlik, hy sit, en hy wou nog te bekering kom, en toe is hierdie man weg, en nou sterf hy. So hy het nie 'n geleentheid gehad om hom te bekeer nie. Dink jy dis die hart van God wat so werk? Nee, glad nie. Die Here het dit glad nie geleer nie. By die wederkoms sal alles verby wees. Dan sal die Here sê, die ark se deur is gesluit. Maar nie by 'n sogenaamde preterrapture nie. Jy kan nie sien treine wat bots en mense wat sterf. Karre wat bots, mense wat weer eens sterf, kom alles in die Left Behind reeks. Weer eens busse en treine en so meer voertuie, absoluut chaos. Dit kom alles in die Left Behind reeks, en jy kan dit maar gaan lees in daardie boeke, dis wat gaan gebeur. Maar kom ons gaan luister na Raymond Lombard, waar we dan praat oor die chaos, dat daar geen dienslewering gaan wees en so meer, maar kom ons gaan hoor wat hulle te sê het. Nou, kan jy dink as wat Christene is? Kan jy dink as al die Christene weg is? Kan jy dink al die dienste wat moet gelewer word, munisipale dienste? Daai mense is nie daar nie. Jou veiligheid word nie verwyder nie. Kan jy dink die bank?
die munisipaliteite. Kan jy dink wat gaan gebeur? Niks gaan werk, die banke gaan nie werk nie. Mense wat lê daar op die tafel in die Operasieteater en die dokter of die verpleegster of die narkotiseer is weg. Hy lê daar met half oop maag. Ja, of kan jy dink die dokter doen 'n operasie en daai persoon wat daar gelê het is 'n Christen, wie moet hy nou opereer? Hy sê 'n kind van die Here nie. Waar is daai persoon wat hy besig was om te opereer? Nou ja, kan jy sien hoe ligtelik gaan hierdie twee mense met die skrif om? Na die wegraping, dan lê daar met 'n oop maag en lag hy. Waar is die Christene wat opereer? Daar gaan nie iemand wees nie. Dit staan nie in die skrif nie. Hierdie kom uit die Left Behind reeks en ek gaan dit weer en weer sê. Dit kom uit daai boeke uit wat mites is en dink hulle vir een oomblik al sou daar 'n pre-trib rapture wees, dat daar nie dokters is wat ongelowig was, wat die werk kon voortsit nie. Maar hulle dink die sleutel tot hierdie chaos is maar eintlik die pre-tribulation en rapture, en dit is nie die geval nie. Nou sê hulle, daar gaan geen dienslewering wees nie, banke, hospitale, jou vullis gaan nie verwyder word nie. Dit is alles, soos ek sê, uit die boeke van die Left Behind reeks. Maar kom ons gaan kyk na die volgende videoklip en dan gaan ons daaroor gesels. Maar op dieselfde tyd, die ding wat baie keer ons besef nie, is die geestelike chaos. Yes. Nou, ek bedoel, want geestelik, wie gaan nou die waarheid verkondig? En wie gaan ek vertrou as ek agtergebly het met die waarheid? Want hoekom sal ek die persoon nou glo? Ja. Weet, as ek moet dan, kom ek wees eerlik, ek sal twyfel om met 'n pastoor of 'n dominee of enige priester of predikant terwyl 'n gesprek voer oor die Here en oor die Bybel na die wegraping, maar wat maak hy? Presies. Waar was hy? Hoekom is hy nie weg nie? Weet, of 'n geestelike leier, iemand wat vir my nou die Bybel uit wil praat, my vrees gaan wees, kan ek hierdie persoon vertrou? Nou ek wil hier met baie mooi hoor wat het Raymond Lombard hier te sê. Hy sê daar gaan geestelike chaos wees, want wie gaan die waarheid nou verkondig as die wegraping plaasvind het? Want niemand kan nou vertrou word nie as die wegraping nou plaasvind het. Wat maak hierdie dominee, hierdie pastoor dan nog hier? Hoe kan jy hom vertrou? Hy dan agtergebly. Wat maak hy? Maar kom ek wys vir jy wat is die teendeel. En dit is die misleiding en dis die groot gevaar van die pre-trib rapture leuns. Kom ons gaan kyk. Wat as die wegraping nou nie plaasvind het? En dit gaan nie plaasvind nie, maar wat as dit nou nie plaasvind het nie? En jy is nou hier, Raymond, jy en Marco is nou hier. Wie gaan julle glo? As jy vir hulle gesê het, maar die wegraping nou, jy sê vandag vir hulle, dit gaan plaasvind. En as dit nou nie gebeur het nie, wat gaan jy vir jou lidmate, wat gaan jy vir jou mede-leraars of mede-gelowiges antwoord? Hulle gaan jou nie glo nie. Jy's 'n leenaar gewees. Dis wat gaan gebeur. En wat gaan uiteindelik gebeur? Hierdie mense gaan jou vervolg. Die lou en die koue gelowiges, daai mense wat halfhartig was met God, wat gewag het vir hierdie gemaklike wegraping voor die verdrukking, en het nie plaasgevind nie. Hulle gaan die rug op jou keer, en kom ons gaan kyk, daai skrifgedeelte wat ek nou gaan lees vir bevestig dit. So kom ons gaan lees daai skrifgedeelte. Hy sê, dan sal hulle julle arresteer. Dit is natuurlik in die groot verdrukking, vervolg en doodmaak. En Jesus sê, julle sal deur al die nasies gehaat word, omdat julle my mens is. Met ander woorde, omdat jy gered is, omdat jy vasgehou aan die waarheid. Hy sê, maar in daardie tyd sal baie mense hulle geloof afsweer en mekaar uitlewer en mekaar haat. Dit sê Jesus. En die Engels sê dit vir my baie pragtig. Hy sê, when that time comes, the time of tribulation, the times of persecution, many people will fall away from the faith. Dis baie duidelik. Baie mense, hoekom? Omdat hulle offended gaan wees, omdat die wegraping nie plaasgevind het nie, en nou staan hulle voor vervolging, hulle staan voor die antichrist, en hierdie twee mense gaan weet, dat dit kan plaasvind, dit gaan met hulle gebeur, as hulle aanhou om hierdie leuns van 'n pre-trib rapture te verkondig. Want as dit nie gaan gebeur nie, wie gaan jou glo? Niemand gaan jou glo nie. Hulle gaan jou nie vertrou nie. En dit is wat hierdie mense besig is om 'n fondasie te lê, wat gebaseer is op die Left Behind reeks. Nou kom ons gaan kyk na die volgende videoklip. En jy gaan hoor dat Marco praat van depressiwiteit en selfmoord aan die orde van die dag in die tyd van die verdrukking. En dan gaan haal Raymond Lombard 'n skrifgedeelte totaal buite konteks
wat nie met die groot verdrukking te doen het nie, maar wel met die wraak van God oor moord. Kom ons gaan kyk. As die wegraping het gebeur, dit beteken die 7 jaar se groot verdrukking is ook nou op ons. Absoluut. Nou, en op dieselfde tyd, hulle het verloor baie vriende en familie wat het glo in Jesus. Nou, dink aan die groot depressie wat gaan val op mense, en ek net wonder, nou, in die COVID en lockdowns en hierdie pandemie, oor die hele wêreld, daar was 'n groot spike van selfmoord. Ek net dink, dat daar gaan baie meer selfmoord wees, net na die wegraping, want mense het geen hoop. Daar is geen goeie nuus in die wêreld nie meer nie. Ek het nogal slegte nuus vir mense wat wil probeer selfmoord pleeg in die groot verdrukking ook. En ek dink jy hulle wil dit vandag hoor nie. Maar mense, presies wat jy sê, hulle gaan probeer om selfmoord te pleeg. Maar hierso staan in die woord van die Here, dat hulle het probeer, hulle mag was van hierdie kreature wat uit die bodemlose put uitkom, om skade aan mense te doen vir 5 maande lang. En die Bybel sê, dat die mense, vers 6, Openbaring 9:9, sal in die dae die dood soek en dit nie vind nie. Hulle wil sterf, hulle wil selfmoord pleeg. Hulle sal verlang om te sterwe en die dood sal vir hulle wegvlug. Nou, jy moet hoor wat het Marko nou gesê. Hy sê dat na die wegraping die 7 jaar groot verdrukking gaan volg. En dan gaan daar baie depressiwiteit en selfmoord aan die orde van die dag wees, omdat die wegraping plaasvind dit, en wat daar is nie vir hulle hoop nie. Nou vra ek, wat se hoop het die mense, die martelare van Openbaring 7, as hulle in die hemel aankom met wit klere, het hulle nie hoop gehad nie. Jy sien, die mense glo dat die kerk weggevat gaan word, en dat daai mense wat nou tot bekering gaan kom, is die martelare van die Tribulation Saints. Maar ek gaan op 'n latere geleentheid oor dit praat. Maar hy sê daar gaan baie selfmoord wees. En dan kom Raymond Lombard, en hy sê hy het slegte nuus vir die wat selfmoord wil pleeg in die verdrukking. Hy sê dat die woord in Openbaring 9 sê dat die dood sal kom, en hulle sal die dood soek, en dit sal van hulle wegvlug. Dis totaal buite konteks, Raymond. Gaan kyk wat die konteks is van Openbaring 9:6. Dit spreek van die 7de seël wat nou reeds oopgemaak het, die springkane wat uit die put van die afgrond gaan kom, wat mense vir 5 maande lank gaan pynig. Dis demone. Dit is nie die verdrukking nie, die verdrukking is weg, dit klaar verby. Jesus is sy kerk kom haal by die wederkoms na die verdrukking, dan word die wraak van God uitgegiet, en dis hierdie goed wat nou plaasvind. Daardie mense is sondaars, goddelose mense, wat die dood gaan soek, want hulle kan die straf van God nie hanteer nie. Dit gaan nie mense wees aan die verdrukking wat vervolg word en so meer nie, en dit het hy totaal buite konteks. Nou, soos ek reeds gesê het, dit spreek van die oordeele van God, Openbaring 9, na die groot verdrukking. Dit is hier waar mense sal poog om die oordeele van God te ontvlug, deur die dood te soek en dit nie sal vind nie. Dit is die konteks van Openbaring 9 vers 6, Raymond. So dit moet jy gaan kyk en dit bietjie reg oordra aan jou mense. Want hierdie mense glo die hele 7 jaar is wraak en oordeele en halsstene. Dis nie die geval nie. Dis nie die geval nie. En maar hierdie mense wil dit so graag promoveer en leer dat 'n pre-trib rapture so 'n bietjie kleur moet kry. En dit is nie wat die woord leer nie. Dit kom alles uit die Left Behind reeks. Goed, ek gaan afsluit. Daar is nie 'n pre-tribulation rapture nie. En wie wat dit nie glo nie, jy gaan dit sien, dit gaan nie gebeur nie. Die Here gaan nie kom voor die 7 jaar nie. Ons gaan 7 jaar ingaan, en na die groot verdrukking sal Jesus in die hemelruim verskyn, met die kosmiese tekens wat plaasvind. Dan sal hy sy kerk kom haar pad sou, weg uitgevaarheid uit die oordeele wat gaan kom, en dan sal ons terugkom saam met hom, om te kom regeer vir 1000 jaar lank. Dit is die skrif, dit is wat die waarheid van God se woord leer, en daarom wil ek u waarsku, pas op vir leuns, wat jy gaan terughou om die Here God te dien met jou hele hart. Ons moet gereed maak, kerk van Jesus Christus. Maak jou reg, daar kom moeilike tye oor die aarde, ons gaan verdrukking beleef, ons gaan vervolging ervaar, ons gaan selfs ons lewens verloor, maar mag die Here ons genade gee, deur die krag van sy gees, dat ons absoluut staande sal bly, en ons vertroue in hom sal plaas.
Tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels, mag die Here u seën. Totsiens.